Ja, kyk, alles in die lewe werk sintuiglik en ons het letterlik so in die sielkunde van sake ingegaan. Die siege wêreld is vandag primêr. Nou 1 Korintiërs 2 is 'n ongelooflike groot wêreld van beskrywing waar Paulus 'n aanbeveling doen deur sy hele skrywe van beweeg uit die sintuiglike wêreld uit. En ek verstom my soms om te hoor hoeveel mense sê as ons die heerlikheid van God uit kan ervaar soos ons jare terug ervaar het, of ons hoe kan ons weer by daai fontein uitkom? Nou ja, dit is maklik om dit te verduidelik. Ons het meer in 'n psigiese staat ontaard, dis die regte woord. Dit wil sê die psigiese wêreld het die primêre deel van ons gees, siel en liggaam geword. En interessant, Paulus was 'n geestelike dimensie, 'n geesteswêreld. Onthou, gees, siel en liggaam was as kinders van God. Ons praat nie van kinders van die wêreld nie. As kinders van God was hulle geestelike wêreld, geestesdimensie primêr ingeskuif, opgeskuif om die geesteswêreld van die almagtige Godheid kontak te maak, kontak te hou, heeltyd by die intellek van God betrokke te wees. Die bronne van informasie, as wanneer die woord van God eintlik praat van krag en watter hoedanigheid ook al, praat die bedoel hy die intellek, die vermoëns van God.